Goeiedag, baie lekker hier by Patmos Studio. Ek waardeer die moeite al jare wat hulle moeite doen om ook hierdie boodskap vir dowes te stuur, sodat dowes ook kan sien die evangelie Jesus Christus. Ek wil met u praat oor Handelinge 1 vers 8. U ken dit baie goed. Waar Jesus voor hy weggaan, het hy vir sy disippels gesê, julle sal krag kry wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal getuig in Jerusalem, Judea, Samaria en die verste plekke van die aarde. Hier sê Jesus, hy sê, julle sal krag ontvang. En baie mense sê, ek het die krag van die Heilige Gees. En dis waar, ek het die krag van die Heilige Gees. Prys die Here se wonderlike naam. Maar om te wat? Hierdie selfde vers sê, om my getuie te wees. Broers en susters, ek het nie die krag van die Heilige Gees gekry sodat ek jou kan manipuleer nie. Ek het nie die krag van God gekry sodat ek vir jou mooi stories kan vertel nie. Ek het nie die krag van God gekry sodat ek kan weet presies wat my toekoms is nie. Dat ek presies kan weet wat moet ek doen, hoe moet ek maak. In die eerste plek het ek dit gekry om 'n getuie te wees by my plek, my huis. Hy praat met die disippels van Jerusalem. Hy sê, eerste in Jerusalem. Jy begin hier naby. Ek onthou Angus altyd sê, wanneer jy tot bekering kom, jy moet dadelik vir 3 mense gaan sê. 3 mense naby jou. Want hy weet, as jy dapper is om vir 3 mense te sê, sal jy dapper wees om vir nog en nog en nog te sê. Maar dit begin by jou huis. Dit help nie, jou huis is nog deur mekaar, hulle weet niks van jou getuienis oor Jesus Christus en jy sal op pad na die volgende plek nie. Nee, jy oefen by die huis, met jou kinders, met jou vrou, met jou man, met jou gesin, jou familie, om 'n getuie te wees. En sê, maar my familie, jy ken nie my. Ja, dis waarvoor jy krag van die Heilige Gees ontvang. Om 'n getuie te wees. Om te gaan vertel die storie van Jesus Christus. En hierdie is ewe belangrik dat wanneer ek oefen by die huis, sal die Here my kan vertrou om te skuif na my Judea, die groter area. Sal die Here my kan vertrou om nog verder te gaan, vreemde mense, Samaria. Dis amper asof Jesus sê by die huis, die familie, die naby, dan die streek, dan die half vreemdes, Samaria, Samaritane, dis half Jode gewees, en dan die vreemdes, die heidene van ver plekke. Die Engelse mense sê, charity begins at home. Welsyn begin by die huis. Jy moet eers sorg vir jou eie mense. Dan kan hulle jou ondersteun, terwyl jy ook begin uitbreek na ander mense. Hulle kan saam met jou bid. Hulle self word getuienisse van Jesus Christus. Maar hiermee saam hierdie belangrike ding. Voor dit sê hy, wag in Jerusalem totdat julle die Heilige Gees ontvang het. En dit is so belangrik dat ons nie sommer net dink ek kan doen, ek is oulik, ek ken die Bybel, ek kan sommer net gaan. Nee. Ons moet die krag van die Heilige Gees hê, anders is ons woorde net woorde. Maar woorde
plus Heilige Gees. My getuienis met die krag van die Heilige Gees is wat nodig is om iets nuut in mense se harte te begin. Want wedergeboorte is 'n geestelike ding. En dis hy, die Here, sy Gees, wat die wedergeboorte in my laat gebeur. Dis nie my woorde, my mooi woorde, dis my mooi woorde, wat in waarheid plus die Heilige Gees, wat my getuienis krag gee. En ek getuig nie oor myself, ek is oulik, ek is slim, en ons is, en ek weet, ek het ook al baie die fout gemaak, nou vertel ons vir die mense wat die Here vir my gedoen het. Nee. Vertel die mense oor wat God vir hulle, vir jou gedoen het. Ja, ek sal getuig oor die Here, wat hy vir my gedoen het. Maar ek sal dit doen om hom te eer en om te verheerlik. Nie om te spog, ek is heiliger as jy, daarom die Here gee vir my en nie vir jou. Dit het niks, nee, dit werk nie so nie. Maar jou eerste boodskap, jou eerste getuienis, jou fokus is altyd, dit begin by die Jesus storie. Van Jesus het gekom omdat God lief die aarde, hy het gekruisig, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het oorwin, sodat jy in oorwinning kan leef. En nou kan jy ook, vol van sy Heilige Gees, vir hom getuig. Ons moet fokus. Daar's baie dinge in die Bybel wat belangrik is. Ek wil nie dit minder maak nie. Maar ek wil jou uitdaag en sê, om saam met my te bid, Heilige Gees, maak ons harte opnuut vol, vul ons gedagtes, om met u krag en u woord te getuig, naby, verder, en elke plek, al is dit vreemd. In Jesus naam. Amen.